Prys die Here. Ons Vader wat in die hemel is, al die eer vanaand net aan U, my God. U regeer in die hemel. U regeer op hierdie aarde, U regeer onder hierdie aarde. God en Vader, U is almagtig, alomteenwoordig. U is alwetend. En vanaand kom ons na U troonkamer, Here, met groot dankbaarheid. Want U, Here, onsse God, is in beheer. Dankie, Here, dat U ons almal nader getrek het. En dankie, Here, dat U in hierdie aand 'n afspraak met ons almal het. En Hemelvader, ek vra dat U die gemeente en ook hulle wat ingeskakel het vanaand ryklik sal seën in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Baie dankie Johan, groep, mag die Here vir julle ryklik seën vanaand. Geliefdes, ek het U beloof in die tyd wat voorlê, aan die Here spaar ons, gaan ek met U praat oor die liefde. En ons het laasweek geëindig met liefde as gehoorsaamheid. En vanaand gaan ons voort met die liefde. Die liefde wat oorwin. En ek wil jy moet goed luister en as jy vanaand hier is, wil ek jou nooi om Sondagoggend weer hier te wees. Want Sondagoggend gaan die mense wat hier is nie weet waarvan ek vanaand gepraat het nie. Want ek kan u 'n sekerheid gee dat ons Sondag aand met mekaar gaan praat oor die oorwinning, oor die liefde as oorwinning. Wat is die teenkanting? Vanaand gaan ons die positiewe deel hanteer. Ek kon alles nie in een slag met u deel nie, anders dan gaan u 3 ure, 2 ure plus hier sit. En ek gaan dit met u deel in hierdie aand oor die liefde wat oorwin. En ek wil hê ons moet begin by 1 Korinte 13, verse 7 en verse 8. En in vandag se lewe, in ons wêreld, word liefde gesien as 'n gevoel wat kom en gaan. Dit begin te vir my te blyk, te wees dat, en as ek na die samelewing kyk, dat wanneer iemand voordeel kan trek, is die liefde teenwoordig. Maar wanneer die liefde nie voordeel kan trek nie, of die een mens by die ander mens nie kan voordeel trek nie, is die liefde nie teenwoordig nie. Maar ek wil sê vanaand, die Bybel wys vir ons 'n ander soort liefde. 'n Ander manier van liefde. Liefde wat sekerheid gee. Liefde wat sterker is as haat en pyn en teleurstellings. Wat self sterker is as die dood. Daardie soort liefde wys die Bybel vir ons. Dit is 'n liefde wat nie misluk nie, maar is 'n liefde wat oorwin. En hierdie liefde oorwin nie net nie, maar hy gee ook oorwinning. Daarom, hierdie liefde
is die liefde wat God kom toon het aan jou en my as mens. Die skrifgedeelte vanaand, die liefde bedek alles. Dit glo alles. Dit hoop alles. Dit verdra alles, vers 8. Die verliefde vergaan nimmer meer. Hoor mooi. Die verliefde vergaan nimmer meer. God se liefde vergaan nooit. God se liefde bly van die begin af en hy sal bly tot in alle ewigheid. Maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, tale, hulle sal ophou en kennis, dit sal tot niet gaan. Gelowiges, daarom wil ek vanaand vir jou sê, hou vas. Nie in hierdie wêreldse liefde nie, maar in die liefde van God, wat oorwinning gee. Want almal het 'n uitspraak om te maak, om te sê, die liefde aan die kruis. Die liefde aan die kruis, het die liefde nie daar gestop nie. Die liefde het aanbeweeg, en Christus bewys tot vandag toe nog sy liefde vir jou en my. Hoe bewys hy daar die liefde? Deur by die Vader vir jou en my in te tree. Die feit dat hy die middelaar is tussen God en die mens, bewys hy sy liefde. Die feit dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, bewys hy sy liefde. Vir jou en my. Maar is mos baie van ons wat in hierdie vertrek so praat, en in hierdie vertrek praat ons anderster. In hierdie vertrek praat ons saam met Christus, in hierdie vertrek praat ons teen Christus. Ek wil vandag vir jou sê, in Romeine staan geskrywe, alles is openbloot voor God. En hy het vir jou en my gesê, dat alleenlik hulle wat hemel toe gaan, is hulle wat glo in Jesus Christus. Die ander gaan nie. So, as jy in daai vertrek is en Jesus kom, moet jy weet, jy gaan agterbly. En of jy nou vanaand vir my sê, moenie my oordeel nie, wil ek vanaand vir jou sê 'n bietjie vir 'n slag, die Bybel help my reg. Halleluja. Ek word nie geoordeel nie, die Bybel help my reg. Die Bybel is die padkaart hemel toe en almal promoveer en begeer dit en spreek dit, maar niemand leef dit nie. En in die liefde moet dit geleef word. Daarom, God se liefde oorwin die sonde en die skuld van die mensdom. Romeine 5 verse 8. Staan daar geskrywe. Geliefdes, toe ons in die wêreld was, moenie vir my sê, jy leef in die wêreld, maar jy's 'n kind van God nie. 'n kind van God leef nie in die wêreld nie. Hy leef by die voete van Jesus Christus. En nou wil ek net sê vandag, as jy vanaand nog in die wêreld is, kom na Christus toe. Want God se liefde deur sy seun gee jou 'n kans om selfs vanaand gered te kan word. Toe ons in die wêreld was, nog voor ons God werklik geleer ken het, het hy jou en my gekies om lief te hê. Kan dit selfs in Johannes 15 gaan lees.
Ek het julle uitgekies, julle het my nie uitgekies nie. Ek het julle gekies. God se woord is kragtig. God se woord is vanaand sy liefde. Dis teenoor jou en my. En hier staan geskrywe, maar God bewys sy liefde daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was. Dis hoe God sy liefde aan jou en by my bewys. Kan ons vanaand sien en beleef en weet dat God my waarlik liefhet? Dat God jou waarlik liefhet? Dat hy die persoon langs jou waarlik liefhet? Kan jy vir die persoon langs aan sê, God het jou waarlik lief, want Jesus het klaar gesterwe. Sê dit vir die persoon langs aan. God het jou waarlik lief, Jesus het klaar gesterwe. Geliefdes, dis tog vanaand so belangrik om hierdie dinge te weet vanaand. Die kruis is die grootste bewys van liefdesekerheid, van skuld, van sonde en van skaamte wat vir jou en my gegee is om al hierdie dinge weg te vat van jou en my af. Die kruis. Toe Jesus sy asem uitblaas, is die prys vir jou en my betaal. Daardie oomblik. What a glorious day. Geliefdes, sy liefde het die skeiding tussen God en die mens oorbrug. Dit oorbrug die skeiding wat daar was. Van die sonde wat gepleeg word in hierdie wêreld, het skeiding gebring tussen God en die mens. Daarom die liefde wat oorwin, dit oorwin die sonde en die dood. Die liefde wat oorwin haat en wraak. Matteus 5 vers 44. Haat en wraak maak jou hart hard. Wraak en haat bring jou op 'n plek dat jy is wie jy nie wil wees nie. Maar tog is jy so omdat jou hart verhard is. Die skrif sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Hoor mooi. Julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Bid vir hulle. Ek dink die Here kom en hy bewys sy liefde en hy gee 'n oplossing. En ek kan maar nou vanaand met my saamstem of ek kan met my stry. En ek weet hier's baie wat in stryd nou gaan wees. Want hulle maak meer staat op hulle emosie en hulle selfsugtigheid as om te luister na die woord van God. En is so belangrik vanaand dat ons besef die Here kom en hy spreek die teenoorgestelde wat ons as mens vir onsself geposisioneer het om te sien, toe te pas en te verleef. Want wie gaan nou sy vyand lief hê?
Wie gaan die seun wat hom vervloek? Het jy al gehoor wanneer iemand in gesprek tree en hy stem nie saam nie, spreek hy vloeke uit oor mense en hy dink dit gaan na daardie mense toe kom. Die Here sê in sy woord, jy werp die brood uit op die water en na vele dae gaan dit na jou toe terugkom. So jy kan die vloeke spreek, dit gaan na jou toe terugkom, sê die woord van die Here. Hoor wat sê die woord van die Here? Hy sê die mag van lewe en dood is in die tong. En die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. So met ander woorde, wanneer jy spreek, eet jy jou eie woorde. Jy moet nou mooi dink vanaand. En ek praat nie net negatief nie, ek praat ook positief vanaand. So jy kan almal sleg sê rondom jou. Jy kan dink almal is sondaars. Jy kan almal dink almal loop met mombakkies op. Jy kan dink almal haat jou. Jy kan maar sê wat jy wil, maar ek sê vanaand vir jou, jy eet die vrug van jou eie lippe. Want daar staan ook in Matteus 12:37 geskrywe, deur jou woorde gaan jy geoordeel word. So met ander woorde, as jy vloeke spreek, gaan God jou daaroor oordeel. En deur jou woorde gaan jy ook geregverdig word. So wanneer die dinge in jou lewe begin gebeur, wat nie meer lekker is nie, wanneer die dinge begin gebeur, waarmee jy nie meer saamstem nie, wanneer die dinge begin gebeur, wanneer dit kriewelrig raak, wil ek vanaand vir jou sê, kind van God, ondersoek jou hart. Kyk na jou woorde. En partykeer, ek wil dit sê vanaand, want ek dra daardie t-shirt, I wear that t-shirt. Ek dra hom. Partykeer wil ons in 'n grap iets sê. Partykeer wil ons mense motiveer deur negatiewe opmerkings. Kind van die Here, dan eet ons vrug van ons eie lippe. Kind van God, haat en wraak maak jou hart hard, maar liefde bring vrede. Liefde bring vrede. Dink bietjie aan Josef. Sy broers slat vir hom witwarm. Hulle trek sy jas uit. Hulle slag 'n skaap. Hulle maak sy jas vol bloed, stuur hom na sy pa toe, gooi hom in die put. Hulle eie bloed. Net soos wat hulle pa se seun is hy ook hulle pa se seun. Hulle verkoop hom aan islamitiese agentskap wat op pad is na Egipte toe om ruilhandel te gaan plaasvind. Hy kom in Egipte aan as 'n slaaf. Deur sy eie broers verkoop. Dink 'n minuut hier aan. En na baie jare kom sy broers na Egipte toe. En wie loop hulle raak? Josef. En nou sê Josef, ek wil julle sien. Ja, ek dink hulle was bekommerd. Wat gaan hierdie man nou met ons maak? Ons het soveel onreg aan hom gedoen. Maar min het hulle geweet, hulle het eintlik opgetree in die plan van God. Dit moes alles so gewees het. Jy sien, is daardie oomblik waar ek en jy moet toetree tot die Here en sê, Here, is hierdie u plan? Wat wil u vir my wys? Wanneer ek hierdeur gaan, wat is die einddoel van u plan in my lewe? En dan saamwerk met die Here, met sy plan.
Sy liefde het nie net sy gesin gered nie. Sy liefde het die volk gered. Sy liefde het kos gegee aan hulle wat sou hongersnood gehad het en gesterwe het. Die liefde oorwin die kwaad. Kind van God. Die wêreld sê, betaal terug. Jesus sê, vergewe. Ek wil vanaand 'n uitlating maak en ek wil sê die volgende. Waar wraak net wonde bring, bring liefde genesing. Kind van God, in ware oorwinning is daar nie plek vir vrees nie. Liefde oorwin die vrees. 1 Johannes 4 vers 18. Vrees keer en is 'n struikelblok vir mense om lief te hê. Kyk wat sê die Bybel. Daar is geen vrees in die liefde nie. Waar liefde is nie plek vir vrees nie. En waar vrees is nie plek vir liefde nie. Maar kyk wat sê die woord. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Want vrees, hoor mooi, vrees sluit straf in. Nou wonder ons, word ons nou deur God gestraf? Nee, die vrees wat jy, daardie dinge wat jy vrees, bring straf oor jou eie lewe. So met ander woorde, is dit God wat my straf? Is dit die duiwel wat my straf? Nee, dis jy wat jouself straf omdat jy vrees. Jy bring die straf oor jou eie lewe. Jy bring die straf oor jou eie omstandighede. Jy bring die straf oor jou eie finansies. Jy bring die straf oor jou eie verhouding met God. Want jy vrees. Jy vrees. Job het dit mooi gesê. Hy het dit gesê. Dit waarvoor jy bang is, sal na jou toe aankom. Dit wat jy vrees, sal oor jou kom. Hoor wat hy sê die woord van die Here. Dit wat jy voor bang is, gaan na jou toe aankom. Dit wat jy vrees, sal oor jou kom. Nie miskien nie, nie dalk nie. Dit gaan kom, maar ek wil vanaand vir jou sê, die Here het vir jou 'n gereedskapstuk gegee waarmee jy kan werk. En dit is liefde. Om in liefde te lewe. Want liefde oorwin die vrees. Hier lees ons dit. Liefde dryf hierdie straf wat na my toe aankom, dryf dit na buitekant toe. Met ander woorde, die liefde dryf straf weg van my af. As ek dit kan kort noem vanaand, vir u geliefdes in die Here. Vrees keer mense om lief te hê. Vrees bring verwerping. Vrees bring teleurstellings. En vrees bring seer. Maar liefde gee moed om aan te hou gee. En liefde ondersteun jou om aan te hou goed doen, al verstaan die omstanders glad nie wat jy doen nie.
Dis liefde. En ek wil sê vanaand, God se liefde oorwin nie net die vrees nie, maar God se liefde gee sekerheid. God se liefde is veilig. En God se liefde kan vertrou word. God se liefde kan ter harte geneem word en daarin geleef word. En jy sal triomfeer as 'n oorwinnaar. In God se liefde, kind van die Here. Daarom wil ek 'n tweede uitlating maak vanaand. Liefde gee vrymoedigheid, waar vrees ons wil vasbind. Daarom, kind van God, sit vir my op Hooglied 8 vers 6. Sê die skrif nie vir jou en my, laat ons met vrymoedigheid. En kom ons vat dit nou 'n bietjie in die Bybel. Kyk na Adam en Eva. Die woord sê, elke aand het God in die aandwyntjie saam met Adam en Eva in die tuin gewandel. Sê die skrif so? En toe die duiwel met 'n leuen vir Eva gevang het, en Adam, sy vrou baie onderdanig was, het sy en hy geëet van die appeltjie. Nee, dit was nie 'n appel nie. Dit was net die boom wat in die middel van die tuin staan. Was nie 'n appel nie. En hulle tweeetjies het geëet. En toe kruip hulle agter die bome weg. Want Adam het gesê, Eva, jy lyk nie soos ek nie, en Eva het gesê, Adam, jy lyk nie soos ek nie. En toe roep God hulle, want hy wil weer met hulle kom wandel het, maar vrees het hulle oorweldig, en onmiddellik het God geweet, het julle geëet van die boom wat in die middel van die tuin staan. Kind van God, vrees bring dood. Vleeslike dood en geestelike dood. Daarom is daar soveel mense wat vrees om siek te word. Daar is soveel mense wat vrees in hulle ou dae, wat gaan van my word? En dan is daar mense wat nie eens bang is nie, hulle roep sommer die siekte. Hulle roep die dood, hulle roep die krankheid. Hulle wag nie nog vir vrees om te kom nie. Maar vanaand wil ek sê, in Hooglied 8, dra my op u hart soos 'n seelring op u arm. Want liefde is sterk soos die dood. Die liefdesywer is hard soos die doderyk. Sy gloed is 'n gloed van vuur, 'n vlam van die Here. Kyk mooi, die liefdesywer, die daad, die doen, is hard soos die doderyk. Kind van God, op hierdie stadium moet ek vir jou net in konteks bring. Op hierdie stadium het die duiwel nog mag gehad om dood te maak. En dis hoekom Salomo geskryf het, hy so hard soos die doderyk, want die duiwel het die sleutels van die doderyk gehad. En nou vergelyk hy daardie harde tyd onder die aanslag van die Satan
met die ywer wat in liefde gedoen moet word. So met ander woorde, dis nie 'n maklike taak nie. Dis hardwerkend. Geliefdes, die ware liefde, hy hou aan, selfs na die graf. Hoekom na die graf? Gaan jou en my liefde na die graf aanhou? Nee. In die vleeslike lewe stop dit, maar in die geestelike dimensie beweeg dit aan. Van die liefde gaan jou en my bring by die troon van God. Vrees, haat, wraak, nyd, onvergewensgesindheid, liefdeloosheid, selfsug, die grootste kernbasis van liefdeloosheid. God het volgende Sondag se woord vanmiddag vir my gegee. Daarom gelowiges, wil ek sê vandag, liefde, dit is 'n ewige band tussen God en sy kinders. Dit kan nie gebreek word nie. Ek wil net vanaand vir jou sê, maak nie saak hoe ver jy weg is nie. God is lief vir jou vanaand. En al gaan jy deur die moeilikste omstandighede, God is nog steeds lief vir jou. En moenie God meet om te sê, Here, as U my lief het, sal U A, B, C, D en E het nie. Ek wil vanaand vir jou sê, daardie gebed sal nooit tot in ewigheid verhoor word nie. Ek kan dit herhaal. Daardie gebed sal tot in ewigheid nooit verhoor word nie, want ek en jy het nie die bevoegdheid, ek en jy het nie die lewe om eise aan God te stel nie. Ons moet sy woord gehoorsaam wees, anderster gaan ons met sy wraak te doen kry. En as ons met daardie wraak nie op hierdie aarde te doen kry nie, gaan ons met dit in die hemel te doen kry. Voor die regte stoel van God, so jy kan kies waar wil jy dit hê. So my broer en my suster, die beste raad wat ek vir jou het vanaand, is keer na God toe. En moenie net loop nie, hardloop na hom toe. Moenie 'n geleentheid om hom aan te neem, hom te dien, hom te verheerlik, om sy naam groot te maak, in moeilike tye en in goeie tye. Laat verbygaan nie. Hou vas. En as jy hom gevat het, moenie met twee paaie dink jy gaan regkom nie. Want hy sê, was jy warm, of was jy koud, maar nou dat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspieg. Dis wat die woord sê. So jy kies. Jy kies waar jy wil wees. God het almal 'n vrye keuse gegee. Maar ek wil vanaand vir jou sê, God se liefde gee vir jou oorwinning. Deur sy seun Jesus Christus. Liefde is die enigste ding wat in die hemel verder leef. Liefde vergaan, alles vergaan, maar liefde bly. Want God self is liefde. En God bestaan voor die grondlegging van hierdie aarde af, en hy sal nog na Jesus se koms gaan God nog steeds bestaan. So wat sê ek vir jou, liefde sal altyd bly staan.
Kind van die Here, ek sluit af. Jy het 2 keuses om te maak. Net 2. Maklik. Of jy gaan in 'n liefdelose of in vrees lewe, of jy gaan in liefde lewe. En as jy in vrees lewe, gaan dit oor jou lewe kom. En die woord het nou gesê, dit sluit straf in. Want dit wat jy vrees, gaan oor jou kom. En dit gaan jou straf. Kan jy sien waar die straf vandaan kom? En as jy God kies vanaand, en jy kies die lewe, lê daar vir jou 'n lewe voor, al sterf jy, leef jy nog steeds voort. Kind van die Here, dis tog vanaand so belangrik om te weet dat ons dade van hierdie liefde moet getuig. Hierdie oorwinningsliefde, as ek so geleef het, en ek het gesê ek het Christus aangeneem, dan moet ek mos nou anders leef. As ek so gepraat het, en ek het Christus aangeneem, moet ek mos nou so praat. Is dit so? As ek so gedink het, en ek het Christus aangeneem, moet ek mos nou so dink. Moet ek mos nou volgens die Bybel dink. Ek moet volgens die Bybel praat. En ek moet volgens die Bybel doen. Is dit vanaand nie so nie? Nou vra ek vir jou vanaand, jou dade, getuig dit daarvan. Getuig dit daarvan, spreek dit in die hemel en op die aarde en in die demoniese dimensie. Spreek jou dade dat jy 'n kind van God is. Of waarvan getuig jou dade? Jy moet mooi dink, gelowiges. Baie mense aanvaar God net vir, ek wil sê soos die Engelsman sê, vir granted. Hy kan maar maak wat hy wil. Romeine 8 vers 1 tot 3. Nee, my broer, my suster. Dis net die liefde. En nou wil ek weer vir jou sê, waarmee ek wil afsluit. Sit weer vir my op. Matteus 5 vers 44. Ek voel gedryf deur die Heilige Gees, ek wil klaarmaak, maar ek wil hierdie weer onder u aandag bring. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. En nou wie praat hier? Wie praat hier? Is dit Matteus? Nee, dis Jesus wat hier praat. Matteus skryf die woorde van Jesus neer. En hy sê, maar ek sê vir julle, Jesus sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en vervolg. Bid vir hulle. Ek wil dit weer onder jou aandag bring, kinders van God. Daarom eindig ek vanaand om te sê, liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde is 'n keuse. En bring God van binne af na buite toe. So met ander woorde, wat sê ek eintlik vir jou? Dan is jy 'n skynende lig in hierdie donker wêreld. En ek wil hê jy moet so 'n bietjie jou oë toemaak. Het jy al regtig die Here aangeneem?
Ek gee nie om of jy geleerd is en of jy nou die 2de jaar, die 3de jaar, die 4de jaar, die 5de jaar teologiese student is nie. Ek gee nie om nie. Ek vra vanaand vir jou 'n reguit vraag. Het jy al waarlik Jesus aangeneem? Kan jou gedade daar gaan getuig? Kan jou dade daarvan getuig dat jy Jesus aangeneem het? Kan jou woorde daarvan getuig dat jy Jesus aangeneem het? En is 'n saak tussen jou en die Here. Niks met my te doen nie. Niks met die kerk te doen nie. Hoe lank moet die Here nog aan jou deur klop? Voordat jy oopmaak. En waarlik met hom 'n maaltyd hou. En ek nooi u. Ek nooi u. Here, help my om in liefde van oorwinning te lewe. Help my. En as jy wil hê die Here moet jou help, kom staan saam met my op jou voete. En as jy jou hart vir die Here wil gee, wil ek jou nooi. Kom, sien ons na die tyd. Jy hoef nie my te sien nie. Hier's ander predikers ook. Hier's ouderlinge, hier's die diaken. Die ware liefde van oorwinning. Almagtige God en Hemelse Vader, ons staan vanaand voor u heilige aangesig. En Here, ons verheerlik u vanaand. Deur elke hartsbegeerte vanaand wat binne ons is. En sê, Here, wees u vir ons 'n God van naby. Vat ons swakke hande in u sterke hand, Here. En lei ons in u waarheid. Dat elkeen vry kan word. En hulle wat gebind is. Hulle wat vasgevang is, Here. Wil ek bid, my God, dat daar vrylating sal kom. Dat daar vergifnis sal kom, dat daar verlossing sal kom, dat daar oorwinning sal kom in die naam van Jesus Christus. En ek dank u, Here, wat u vir ons doen. Dankie vir wat u vir die gemeente doen en hulle wat inskakel, Here. En dankie ook vir hulle wat u gaan doen, wat hulle wat nog gaan saam luister. In Jesus naam. Amen en amen.